Ons gesels 'n bietjie oor rus hierdie week en ek wil vir jou sê as ek myself met ander mense vergelyk konstant, dan gaan ek nooit die rus beleef wat die Here vir my beplan nie. En ons sien dit so dikwels, veral met sosiale media en ek en jy weet dat mense is nie altyd eerlik op sosiale media en mense sit net die mooiste foto's op. Hulle sit net daai foto met die gesmeerde make-up of die snaakse dubbelken sit hulle op nie, maar dis mooi foto's wat gefilter is en dis perfek. En dit is wat ons graag vir mense wil uitbeeld. Maar ons is so geneig om onsself te vergelyk met mense wat ons sien om ons. Selfs mense wat saam met ons dalk op skool was, of mense in die pad af, of ons bure, of ander mense wat saam met ons kerk gaan. Ons is so geneig om onsself te vergelyk met mense, en ek wil vir sê, dit steel ons vreugde, dit steel ons vrede, maar dit maak dat ons nooit regtig rus beleef nie. En dan wil ek vanoggend met jou deel, 'n vers wat ons almal ken, daarso in Psalm 37, vers 7, praat God, hy sê, wees stil in die Here en wag geduldig op hom. Moenie die mens beny wat op sy manier floreer of jou verknies oor sy bose planne nie. So dikwels hoor ek mense sê, ja, maar kyk hoe goed gaan dit met daardie mense, of hoekom gaan dit so goed met hulle, hoekom kan dit nie ons storie wees nie. En dan sê die Here, wees stil in die Here. Wees stil in die Here. Wat beteken dit? Dit beteken, dis 'n volkome vertroue. Dit beteken, dis 'n stil wees, die wete dat ek weet ek is God se hand en niks kan my uitruk nie. Dis 'n wete dat ek weet ek kan stil wees in hom en 'n kalmte beleef, want hy sê hy sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. Maar meer as dit, sê hy in sy woord dat ek en jy kan stil wees en weet dat hy God is, want ek en jy is oorwinnaars in hom. Hy sê hy het ons verlos, hy het die prys vir ons betaal en ek en jy is reeds burgers van die hemel. Ek en jy leef reeds vir ewig saam met Christus. Hy sê ons sit saam met hom op heerlike plekke. En wanneer ek daaraan dink, dan kan ek stil raak en weet dat hy is die Here. Want ek weet nie, ek verstaan nie en ek ken ten dele. Maar ek wil jou vra om hemelsnaam, moet asseblief nie jouself vergelyk met mense om jou nie. Leef vir die Here, nie vir mense nie. Vergelyk jouself met sy woord, dit wat hy sê, dit wat hy verwag van my en jou, in steede van dit wat ander mense doen. En moet jou nie ontstel wanneer dit goed gaan met sekere ander mense, wat jy dalk dink of voel of beleef, onregverdiglik leef, of selfs dalk nie eers die Here dien nie. Maar onthou, hy het vir my en vir jou die prys betaal. Hy het alles vir ons kom doen. Daar is niks groter as dit wat Christus vir my en vir jou gedoen het, en dat hy gesterf het, sodat ek en jy hom kan ken, en saam met hom die ewigheid kan ingaan. So moenie jouself vergelyk nie, jy's one of a kind man. Efesiërs 2:10 sê dit vir ons, hy sê jy's uniek gemaak, hy sê daar's niemand soos jy nie. Moenie jouself vergelyk met ander mense nie, maar meer as dit, wees rustig, wees stil en weet dat hy die Here is. Die skepper van die heelal het jou in sy hand, en hy sê, hy sal jou nooit begewe, nooit verlaat nie, hy het jou. Mag jy dit onthou vandag, mag jy jouself nie vergelyk nie, maar weet, dat vir hom is jy uniek, is jy spesiaal, en hy het jou ontsettend lief. Die Here seën jou, jy moet 'n lekker dag hê. Totsiens.